Kom luister saam na Sielskoffie. Ek wil hê dat jy net vir 'n oomblik stil sal raak en luister. Ek wil jou op 'n verbeeldingsreis neem. Is jy gereed om te ontvang dit wat God nou aan jou wil openbaar? Gee my net gou 2 minute van jou tyd. Asseblief. Maak jou oë toe en luister net. Daar waar jy nou sit of staan, verbeel jou, iemand gooi jou sopnat met lou warm water. Voel jy die tinteling oor jou vel? Die water verteenwoordig die Heilige Gees, wat God oor ons uitstort, die dag wat ons hom aanvaar as ons koning en saligmaker. Terwyl jy sopnat daar sit, tel iemand jou saggies op en plaas jou in 'n vierkantige glaskas. Hierdie glaskas verteenwoordig Jesus. Voor jy jou kom kry, tel iemand jou vol van die Heilige Gees en die glaskas wat Jesus verteenwoordig op en plaas julle almal in 'n nog groter glaskas en seël dit aan die bokant. Daardie groot glaskas verteenwoordig God. Kan jy jouself in hierdie prentjie sien? God sê vir ons in sy woord dat hy ons vul met die Heilige Gees. Saam is ons en sy Gees in Jesus. En ons wat gevul is met die Gees en in Jesus is saamgeborge in God. Kan jy sien hoe veilig jy as kind van God is, met al die beskerming om jou? Maak nie saak of jou skip besig is om in 'n storm te sink nie. God, Jesus en die Heilige Gees is jou anker en beskermer. Jy sal nie sink nie. Ons drie enige God vat al die harde slae in die storm namens jou en my en hou ons veilig in sy beskerming. Daardie storm moet eers probeer om God te oorweldig, dan vir Jesus en dan die Heilige Gees voor dit by my of by jou kan uitkom. En ons almal weet mos dat God onoorwinbaar is, want hy is almagtig en groot. Dieselfde God gister, vandag en môre. Hy is die koning van die heelal en sal bly regeer tot in ewigheid. Dit staan geskrywe in sy woord en sy woord is die waarheid. Nou vra ek weer, besef jy hoe veilig jy is? Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Daarom kan ons die lewe geniet, elke oomblik van elke dag ten spyte van storms wat om ons woed. Want dit is wat ons laat uitstaan in hierdie wêreld, dat ten spyte van ons storms ons veilig kan voel en vrede in ons harte kan hê, dat God in ons oorlog vir ons beklei en hy in beheer is daarvan. Dis dan wanneer sy lig deur ons skyn en ons as koninkrykskinders uitstaan vir die wêreld om te sien dat God 'n werklikheid is. Glo my, vir die wêreld is God se vrede wat hy in ons lê onverstaanbaar. En dis dan wanneer ek en jy die geleentheid kry om te getuig van ons hemelse Vader en wat hy ook vir hulle wil doen. Onthou, hierdie lewe gaan nie oor my en jou nie, maar oor die een wat hemel en aarde en alles daarin gemaak het, met die mens as sy kroonskepping. Mag sy lig helder deur jou skyn in die week wat voorlê.